Bibi Swartluiperd se geheime grot, heel bo in die berg van die maan, was donker en baie koud. Koning Louis Leeu en Manie Meerkat was net te moeg om bekommerd te wees oor die koue. Hulle was so moeg van die lang en styl klim teen die berg op, dat hulle net wou slaap. "Ooh, nee, sê Bibi Swartluiperd. "Julle moet eers iets eet en drink, anders gaan julle nooit warm word nie. Hierdie grot is baie koud, want ons woon in sneeu. Wanneer julle gaan slaap, sal julle voel die kamer is heerlik warm. Kom, hier is lekker kos. Eet en drink julle nou, en dan kan julle in die warm waterpoel gaan swem. Daardie water is ook lekker warm." "Baie dankie vir jou gasvryheid en omgee, Bibi. Ons waardeer dit regtig. Jy moet daarom ook eendag vir ons by die plat klipse kasteel kom kuier. Dit sal vir ons 'n voorreg wees," sê koning Louis. "Ek sal dit met die grootste graagte wil doen, koning Louis," sê Bibi Swartluiperd. "Maar julle moet nou eers eet en was. Môre gaan 'n lang dag wees." Koning Louis en Manie Meerkat het heerlik geëet aan die smaaklike kos wat die groendoppe vir hulle in Bibi se grot gemaak het. Daarna was hulle so moeg dat hulle net wou gaan slaap, maar Veridies Groenkop het vir hulle gesê hulle moet eers gaan was. "As julle met die stof van die kronkelpad aan julle lywe slaap, sal julle nie goed slaap nie. Dis altyd die beste om lekker skoon te gaan slaap." "Dis waar, Lukas Leeu, Veridies Groendop praat die waarheid. Kom ons gaan was en dan gaan slaap ons." Net toe koning Louis Leeu en Manie Meerkat na hulle kamer diep in die grot stap, voel hulle hoe dit warmer en warmer word. "Voel net hoe lekker warm word dit nou, meester Meerkat," sê koning Louis en gee so 'n lekker lang gaap. "Dis die asem van die berg van die maan wat dit so warm maak. Onder hierdie berg is 'n vulkaan," sê Groendop Veridies. "Maar julle hoef nie bang te wees nie. Hierdie vulkaan sal nie sommer uitbars nie. Hy slaap nou al vir 1000 jaar, maar hy hou ons grot en die warmwaterpoel lekker warm." Nadat Groendop Veridies vir koning Louis Leeu en Manie Meerkat hulle slaapplekke in die grot gewys het, het hy voor die deur van hulle kamer wag gestaan. Niemand mag by hulle ingegaan het nie. Bibi Swartluiperd het gesê hulle moet goed slaap, want die volgende dag is die dag wat hulle die skat gaan soek. Manie Meerkat en koning Louis Leeu het te heerlik geslaap in die heerlike warm grot. Daardie nag droom Manie Meerkat van die kaart en die kruisie op die kaart. Hy droom hoe hy en koning Louis saam met Bibi soek na die plek op die berg waar die kruisie is. Daar is so baie groendoppe en huis toe gaan blommetjies, dat Manie nie meer weet of hy sy oë moet oopmaak of toehou nie. Toe hulle die volgende oggend wakker word, het die groendop vir hulle na die eetkamer geneem, waar hulle 'n heerlike ontbyt geëet het. "Het julle darm lekker geslaap?" vra Bibi Swartluiperd aan tafel. "Heerlik, dankie Bibi. En die kamer was heerlik warm," sê koning Louis Leeu. "En jy, meester Meerkat?" vra Bibi. Ja, dankie, Bibi," sê Manie. Hy wil nie sê dat hy baie gedroom het en eintlik nog moeg is nie, want dit is nie goeie maniere om so te praat van iemand se gasvryheid in hulle eie huis nie. "Jy klink nie oortuig nie, meester Meerkat," sê Bibi. Manie is nou baie verleë. "Ek het lekker geslaap, maar ek het net so 'n bietjie deurmekaar gedroom. Dit het my bietjie moeg gemaak," sê Manie in vol skaam. "Toe maar, meester Meerkat," sê Bibi Swartluiperd. "Jy sal net nou sien waarom jy so gedroom het," sê Bibi. "Toe, eet julle nou, ons moet begin met die kaart." Nadat koning Louis Leeu en Manie Meerkat lekker geëet het, het Veridies Groendop hulle na 'n groot saal toe geneem, waar Bibi Swartluiperd vir hulle gewag het. "Kom in julle," sê Bibi. Die saal is groot en daar's baie standbeelde wat teen die mure staan. "Wie is al die leeu's?" vra Manie Meerkat. "Hierdie is die standbeelde van al die leeukonings wat in ons groot bos regeer het. Kyk, hierdie een is van koning Louis Leeu se pa. Hy was 'n baie dapper koning en almal in die bos was baie lief vir hom," vertel Bibi. Nadat sy vir hulle al die standbeelde gewys het, het Bibi vir koning Louis Leeu gevra om die kaart op die tafel oop te maak. Koning Louis Leeu het die kaart versigtig uit die houtkussie gehaal
en die lap wat daarom gedraai was, afgehaal. Hy gee toe die kaart vir Bibi. Toe vou sy die kaart oop op die tafel. Hierdie kaart is baie belangrik. Sien julle hierdie rooi kruisie op die kaart? Dit is die plek waar ons antwoord gaan kry. Die kaart is baie jare gelede deur 'n bose ou Pou gesteel. Hy het gemaak asof hy ons vriend is. Ons het hom vertrou en hier in die standbeeldsaal ingebring. Maar hy het die kaart gegryp en by die boonste venster van die saal uitgevlieg. Daarna het ons hom of die kaart nooit weer gesien nie. Ja, en as dit nie vir meester Meerkat was nie, sou ons nooit die kaart gekry het nie, sê koning Louis. En daarom word jy vandag hier in die grot van die ou konings tot ridder geslaan, sê Bibi Swartluiperd. Julle moenie my seermaak nie, keer Manie Meerkat. Ek het niks verkeerd gedoen nie. Nee, meester Meerkat, ons gaan nie jou slaan of seermaak nie. Om iemand tot 'n ridder te slaan, beteken ons gee vir jou 'n titel by jou naam, sê koning Louis Leeu. Maar ek het al 'n naam, sê Manie dadelik. Ja, maar nou kry jy 'n titel by. Van nou af is jou naam meester Manie Meerkat. Almal moet jou van nou af meester Manie Meerkat noem. Maar nou gaan ek mos baie belangrik wees, Lukas Leeu, sê Manie skaam. Want jy het 'n baie dapper ding gedoen om die verlore kaart weer op te spoor, sê Bibi Swartluiperd. Kyk nou mooi na die kaart, moenie julle oë knip of wegkyk nie. Almal staan en kyk stip na die kaart. En jou waarlik waar die rooi kruisie op die kaart is, begin daar 'n helder lig uitskyn. Die lig skyn so 'n lang straal reguit na een van die mure toe. Kom, sê Bibi, die lig wys vir ons iets by die muur. Toe hulle by die ligkolletjie teen die muur kom, sien hulle die klip in die muur is los. Bibi wikkel die klip versigtig en haal dit uit die muur. En daar sien hulle dit, die skat waarna hulle so gesoek het. Manie Meerkat se kop begin draai. In sy verbeelding sien hy weer baie groen doppe en huis toe gaan blommetjies. Daar's dit weer. Al die groen doppe en huis toe gaan blommetjies. Hulle was net so in my droom verlede nag. Dit is die skat wat in jou droom werk. Hy wys nou vir jou dat jy by die skat uitgekom het. Die groen doppe en die huis toe gaan blommetjies sal nie weer op julle pad terug wees wanneer julle teruggaan na die groot bos toe nie. Julle hoef van nou af nie meer vir hulle bang te wees nie, sê Bibi Swartluiperd. Maar kom julle, kom ons gaan drink eers iets warms. Dit raak nou koud hier in die saal van die konings. Sodra die sonnetjie lekker inskyn daarbo deur die vensters, sal ons kyk wat die skat is. En so gaan drink hulle almal lekker warm swart bessie tee in die lekker warm sitkamer.